Geniet die dag saam met ons, die oggend saam met ons. Dit is goed om in die huis van die Here te wees. Almal lyk so uitgerus. Lyk om almal op die toestand gereed en te sê, ek gaan lekker sterker kry hierdie jaar. En ek is uitgerus en reg as mense wat sulke bosveld oor het. Wat sit en skuil en sê, ek wonder wat gebeur en wie gaan ons nou raaksteek. En as ander mense wat vanmôre sê, die kinders is nou terug van skool toe. Ek het nou genoeg gehad van kinders. As alle mense wat sê, as ek net weer kan terug aan werk toe, sal ek baie bly wees daaroor. Nou, om die huis van die Here vol te maak, en sê, het is goed om saam te kan wees, dan sê ons vir mekaar, ons waardeer in die feit, dat ons die Here kan dien in gees en in waarheid. Amen. Kom ons sê vir mekaar so, kom ons sê, Beatrix Tessel, Johan Lambrecht, Therese, Bruce Ansel, wie die staan nie, Daniel Blom, staan asseblief, Charlotte, Senegal, Sandra Delport, en Kleinen. Is ons al by die 18e? Nee. Ja, die mense gaan vir jou, nog gaan vir jou, staan asseblief saam met my. Ek het nie gereed om sê, wat dit dat wie nie. So kom allemaal wat staan, vir jaar staan asseblief. Charlotte, sister Charlotte, waar is jy? Sy kan staan, sy sê nee, sy kan staan. Is daar iemand anders wat wil staan vanmôre wat sê, ek wil aandag van die Here hê vanmôre. As jy hier saam met hulle staan vanmôre en sê, ek wil graag. Amen. Kom ons geef aan die Here 'n handeklap saam. Ek sê ja, Here. So vir elkeen wat staan, spreek ek die seën oor julle uit. En sê, mag goedheid en mag guns van God oor julle wees in die jaar wat voor is. Dat jy gaan 'n geseënde jaar hê, want die Here bied sy seën aan op u vanmôre in die wonderlike naam van Jesus. Amen. En gemeente, vanmôre is dit jou beurt om te sê dat ek wil die Here dien met my hele hart en met my hele siel en my hele verstand wil ek die Here dien vanmôre. Dis hoekom jy gekom het. Mense het nie kerk toe gekom om my te kom sien, die mense het gekom om die woord te hoor en die Here te dien in gees en waarheid. Come on. Kan ek net 2 mense kry wat sê halleluja? Halleluja. Kan ek nog 2 mense sê ek gaan die Here loof vanmôre soos ek het nog nooit gedoen het nie, omdat hy God is. Kom staan saam vanmôre. Kom ons laai al die dinge af van die wêreld, al die dinge wat ons af wil trek vanmôre. Kom ons laai alles af vanmôre wat vir jou wil bedreig vanmôre. En jou wil bedrieg vanmôre. Sê Here, U is my vaste vertroue. Ek glo in U. En Vader, ons kom na U toe vanmôre. Ons kom bid vir die huis vanmôre dat elke mens wat hier is, elke mens wat na op livestream kyk, Here, dat hulle 'n belewenis sal hê met U. Alles vanmôre gaan nie oor wat ons bring nie, dit gaan oor of U dit ontvang uit ons harte, uit dit wat ons bring. Ons dankbaarheid, ons eerbetoning, ons aanbidding. Here, ons vra dat U dit sal ontvang vanmôre. Die offers van dank, die offers van danksegging. Here, ons bid dat U die huis sal aanraak en dat hierdie plek gevul sal wees met U self, Here. Dat elke mens wat hier is, wat die saak van die besoek is, maar die rede is, was hulle hier uitgaan, kan hulle sê, waaragtig, ek was die teenwoordigheid van die lewende God. En ons almal sê saam, amen. Amen. Prys die Here. As ek 'n voorstel kan maak, draai bietjie om na die persoon agter jou en voor jou en sê vir hom, welkom in die huis van die Here. Kom nie vir selfsugtig wees nie. Sê vir die persoon voor en agter jou, ek is bly jy is hier. Sê vir jy, ek is bly jy is hier. Baie dankie. Sê bietjie vir mekaar, ek is bly jy is hier. Want weet jy, as jy nie hier was nie, sou ek 'n stille oggend gehad het. So ek is bly dat almal hier is om die Here te loof, om die Here te prys, om die Here te aanbid. Daar was dit, Marita, baie welkom, ek sien jou daar agter. Goed om jou te sien, mag die Here jou ryklik seën saam met ons vanmôre. Almal wat hier is, ons gaan die Here eer, ons gaan die Here loof. Jesus, sterk in uw vader,
van die liefde, en die wind van die gees, maar die hartklop is van ons hoor. Ons hoor die wind van die liefde, en die wind van die gees, maar die hartklop is van ons hoor. Ons hoor die wind van die liefde, en die wind van die gees, maar die hartklop is van ons hoor. Voor die wind van die liefde, en die wind van die gees, maar die hartklop is van ons hoor. Laat het liefde, laat het liefde, wat het liefde se slijze, laat het liefde, laat het liefde, lift up the Lord to hear, laat het liefde, laat het liefde, lift up the Lord to hear, laat het liefde, and it is, and it is not, oh let it be, yeah let it be, let it be, it's let it be, yeah, let it be, yes I love it, yes we gonna get, oh let it be, let it be, voel die reen van die liefde, en die wind van die gees, die hartklop is van ons gehoor. Is het je vervelend vanmorgen? Voel die reen van die liefde, die wind van die gees, maar die hartklop is van ons gehoor. Kijk eens het zo. En voel die reen van die liefde, en die wind van die gees, maar die hartklop is van ons hoor. En ik gekocht met het kennen, en voel die wind van die liefde, en die wind van die gees, maar die hartklop is van ons hoor. Dat ik brug dezelfde way. Sister Mattie, dat we Jezus staan. Ons het koos hier naar die. Geen van die geest. Laat het ik sta nu tegenwoordig, oh Heer. Maybe you're in the sound and you know what let it be. Now you're the vas in the van die land. Sta niet in woorden, ik sta niet
Jehovah.
Schepper God, die onveranderlike God, die God wat gespreek het en dit was, en dit sal wees. Die God wat in beheer is, die God wat kan en die God wat sal, die God wat alreeds gedoen het, die God wat alreeds wonders en tekens verrig het, die God die ons aanbid in diepte, die God die ons aanbid in ernstigheid, die God die ons roep vanmôre en sê, die is die lewende God, die is die skepper van die lewe, van die aarde, die is die beheer van die lewe, die is die beheer vanmôre, want die is God vanmôre. En ons harte regstek uit na U vanmôre. En sê vanmôre is daar mense se kinders wat siek is. Mense se ouers wat siek is. Mense wat onder die gebukking gaan vir 'n siekte vanmôre. Ons kom in die naam van Jesus. En ons spreek genesing. Ons spreek oplossing. Ons spreek deurbraak in die wonderlike naam van Jesus. Enige iets wat mens vanmôre onstuimig maak vanmôre, bid ek die seën van die Here op jou af. En ek bid dat die Here jou sal beskerm, dat die Here jou hart sal heel maak en versorging vir jou bring in die wonderlike naam van Jesus. Die kinders van die Here sê amen en amen. 'n onderwerp wat ek graag in die volgende maand met u wil praat en julle deel. En dit gaan oor die seën van die Here. Baie dankie vir amen. Die seën van die Here, nie die seën van God nie, die S-E-E-N, die seën van die Here. Daarbij kan jy sê, daar is ook die guns van die Here. Jy kan ook daarbij sê, die oorvloedigheid van God. Jy kan ook sê, oor die genesing en die gesondhouding van my liggaam. Die help van die Here wat naby is. En ons hoor dit tamelik baie wanneer mense sê, die Here het my geseën, en die moment iemand sê, seën, koppel jy rand en sent. En dadelik is daar 'n tipe van 'n jaloesie. Hoekom sal hy altyd geseën, sy altyd geseën word finansiëel, maar ek is nie geseën, of ek is minder geseën. En die seën van die Here strek baie wyer as net rand en sent. Die seën van die Here sê, die asem wat jy so vrylik inhaal, so wat die Here nees het. Here, ek dank U vir skoon asem, dat ek kan leef vanmôre. Die feit dat jy in 'n lekker warm bed geslaap het, en jou toegemaak het, vroeg ure met die teken, jy self gekoop het. Seën van die Here. Toe jy wakker word en daar's 'n asem langs jou wat sê, hey, koffie. Dis 'n seën. Die heerlikheid van die Here is gekoppel aan sy seën oor elke mens. Uit die register van Juda, lees ons in 1 Kronieke 4, vers 10, en ek weet, julle almal Bruce Wilkinson, Dr. Bruce Wilkinson se Jabes gebedboekie gelees. En ek gaan nie vreeslik uitbrei oor hoe hy in die middel van die register uitkom, en ek wil die wonderwerk vertel daarvan. Hy sê in vers 10, hy sê, Jabes het die God, en Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as hy my ryklik seën en my grondgebied vermeerder, en die hand met my sal wees,
En U die onheil afweer, sodat geen smart tref nie, en God het laat kom wat hy begeer het. Dit is merkwaardig. Daar sal mense nou daar sit en sê, sal hy nou die Ou Testamentiese gebed bring, en voor ons nou gooi in die Jabes denken uit dat die God, wat vir Jabes dit gedoen het dan, of sal 'n mens dan Psalm 91 dan uit jou Bybel ook dan kanselleer? Dan sal jy dan ook dan Psalm 23 uit jou Bybel uit dan kanselleer. Dan sal jy dan ook Psalm 8 uit jou Bybel uit kanselleer, as jy dan daai denkinge het, dat dit wat daar geskrywe vandag nie van toepassing is. En daar is mense wat Nuwe Testament, moet in die Nuwe Testament, maar ek gaan nog daarby kom. Maar ek praat oor 'n strategie, wat God neergesit het in die middel van die Judea register, van die blydskap, Juda. En hy sê, in die middel van dit, hy sê, en Jabes het die God van Israel aangeroep. Nou, ek moet nie vandag vers 9 aanhaal. Ek sal vers 9 aanhaal, want hy is met smarte gebore en al die verkeerde dinge is met hom. Ons sal later daaroor praat. Ek wil vanmôre praat oor die karakter, die eigenskappe van God, die definisies. Maar die sleutelterm is van Jabes se gebed vir oorvloedige seëninge. Almal sê dat die Here jou seën, so dit gaan, die Here moet jou seën. Maar jy het nie 'n seënverwagting nie. Almal sê, dis terme van die kerk, die Here seën jou. En ons sê vir mekaar, die Here seën jou, maar jy loop nie uit, maar jy het nie 'n seënverwagting nie. Want jy weet nie op wat se terme of wat my bedoeling, wat wil ek sê, ek wil te sê, die Here moet jou seën. Dit is 'n cliché geword, dit is 'n kerk cliché. Maar ons sê vir mekaar sê, die Here seën jou. Maar wat 'n manier wil jy hê die Here moet my seën? En dan kom Jabes. En Jabes roep die God van Israel aan, en hy kom met 'n standaard van verwagting van God. En hy sê, as U my ryklik seën en my grond verbied vermeerder. Come on, church. Is daar sulke mense vanmôre wat sê, Here, as U my ryklik wil seën en my grond verbied sal vergroot. Is daar mense vanmôre wat sê, as U my grondgebied vermeerder en die hand met my sal wees, en dat U onheil afweer, sodat geen smart my tref nie. Is daar sulke mense vanmôre? Come on. Ons het tyd gehad om na verskillende lewensverhale van ons Suid-Afrikaners te kyk op die boks. En ek wil nie sê wat 'n program nie, maar ek wil nie julle met deurgaan, dit is nogal depressief goed. As jy hoor wat gebeur met gewone Suid-Afrikaners. Afrikaners wat Afrikaans praat. En jy hoor hoe onderdruk ons mense word. Die invloede. Dis te mooi. Die invloede, nie die praktyk nie. Dit het nog nie gebeur nie. Maar ons mense word onderdruk denkensgewys. Alles is pikswart. Alles is donker. Staaf van my 'n toekoms, sê Paul. Luister vir hierdie pastoor. Terwyl daar 'n God in die hemel is. Hulle kan my aanhaal en sê, man moenie vir die mense vals hoop gee. Hulle kan my aanhaal en allerlei goed vir my sê, maar ek wil julle vertel vanmôre, die woord van God wat ek vanmôre hier verkondig, is ryk aan werking van God vir sy mense. Kom aan. Hy sê vir 'n paar dinge, hy sê, die definisie van die sleutelterme in Jabes se gebed oor die oorvloedige seëninge. Seëninge beteken om God se genade, gawe en persoonlike guns te beleef. Hy sê die volgende, hy sê in Genesis
39:3, hy sê, seën is, beteken om God se genade, hy sê, en sy meeste het gesien, dat die Here by hom was, en dat die Here alles wat hy gedoen het, in sy hand, laat voorspoedig maak. Myne sê, wees. Die Here het die huis van die Egiptenaar geseën, te binne van Josef, en die seën van die Here was oor alles wat hy in die huis en op die veld gehad het die Here geseën. Terwille van wie? Van Josef. Nou ek en jy bietjie meer as die kenmerke. Hy sê die kenmerke van God se oorvloedigheid. Mense kan dit sien. Mense beleef en sê ek kan sien dat die Here met hierdie mense is. Want hierdie mense praat nie wanhoop nie. Hierdie mense is hoopig. Geloof in die Here. Hierdie mense is strategie, het 'n strategie voor God. En sê, met my God, hy kan my seën. Die God van Israel, hy kan my grondgebied vermeer. Die God van Israel kan my seën. Geen werk wat Jabes gebed voor seën. Jabes se seën kom as reaksie op jou gebedsbesoek. Kom voor die Here met gebed. Come on. Die Jabes seën kom as 'n reaksie op sy gebedsbesoek. Hy het 'n verwagting gehad dat God van die onmoontlike gaan iets doen. Hy het 'n verwagting gehad. Jabes se seën word nie spesifiek besoek nie, maar God se keuse. Toe hy vir die Here sê, Here, ek vra dat U my grondgebied sal vermeerder, dat U my sal seën. He's only speaking to God and hoping that the God of the heaven will react and will do the supernatural thing. Al wat sy aandag is op die Here en sê, ek glo dat U die God is wat ek kan doen. Let op die radikale aspek van Jabes se versoek om seën te kry by God. Hy het heeltemal aan God oorgelaat om te besluit wat die seëninge sou wees en waar, en wanneer en hoe Jabes dit sou ontvang. Come on. Is ons voorskriftelik? Wil jy nou vir my sê, pastoor, jy nou vir die Here sê, seën my, dat gaan die Here jou seën? Ek gaan sê ja. Amen. Wil jy nou vir my sê, jy vir die Here sê, maak my grondgebied groter, die Here gaan dit doen? Ja. Amen. Wil jy nou vir my sê, dat die Here gaan die pestilens, die situasie van jou weghou? Ja. Hy is my Vader, en hy is my God. Hy sê die volgende, hy sê, dat Jabes seëning is nie binne in jou beheer, op 'n tydlyn. Die Jabes gebed kan nie, jy kan dit nie bespoedig nie, jy kan dit nie binne jou eie verhoor, kan jy dit nie tydlyn, kan jy dit doen nie. Die Jabes seëning is dikwels nie wat jy eers verwag het nie. Come on. Here maak my grondgebied groot en dan beland jy in die Kaap. En dan sê Here, ek het nie gedoen om kyk toe gaan nie, maar miskien het jy in die Kaap. 'n maand daarna begin jy 'n besigheid en die Here seën my beste besigheid uit sy naam. Dan sê jy, "Jy Here, ek is bly met Kaap te gestuur." Jy wil Kaap doen. Maar opvattings verband hou met God se oorvloedige seën. Mense, ons is mense. Ons is mense. Ons het 'n gedagte hoe dit God werk. En hier ons daagliks by. Die wanhoop wat verband hou met God se oorvloedige seëninge. Ek kan nie vir Jabes gebed bid nie, want dit voel so selfsugtig. Kom aan, wie is die mense wat sê, ek kan nie daai gebed bid nie, want dit is so selfsugtig. Waarom sal God vir jou vra? Vra, en dit sal aan jou gegee word. As jy sukkel met 'n selfsugting, ek kan nie die Here vra vir seëning wat is selfsugtig. Jy gaan arm bly, broer. Die volgende gaan oor en hy sê,
God antwoord nie gebede wat herhaaldelik gebid word nie. En daar skrif daarvoor. Hy sê, jy het nie wat jy vra nie. Of jy vra God waarvoor jy ontvang tog nie. Want jy vra met verkeerde doel en bose selfsugtige motiewe. Jou bedoeling is wanneer jy kry wat jy begeer om dit sensuele plesier en gespandeer op eie wyse Jakobus 4. Hy sê ja, wat is die rede hoekom jy die seën van die Here soek? Is dit verselfsug? Is dit verselfsug? Of is daar 'n groter plan? God beantwoord gebede wat selfbelang. Hy sê as jy in my bly en my woorde wat in jou bly, sal jy vra wat jy begeer en dit sal ek vir jou gedoen, dit sal vir jou gedoen word. Johannes 15 vers 9. Amen. Dat skrifte. God kan nie onbeperkte seënvoorraad uitput nie. Hy sê in 2 Korintiërs 9 vers 8. Hy sê en God is in staat om alle genade oorvloedig teenoor jou te maak, sodat jy wat altyd die alle genoegsaamheid en alle dinge het, 'n oorvloed mag hê vir elke goeie werk. Wie wil die Here eer? Amen. Pas op dat hierdie nie net nog gepreek word nie. Dat jy kanselleer terwyl jy daar sit. Sê ek is nie eeragtig en nie nonsens. En ek gaan oor jou. Die skatkamers van die Here is vol beloftes vir sy kinders. Amen. Die gedagte is, pastoor, bid jy die seën van die Here dat jy moet ryk word? Is dit wat oor alles oor gaan? Is dit oor geld? 'n man wat nie gemeente by ons was, miskien luister hy vanmôre. Môre Johan. En hy sê vir my, gaan alles net oor geld in die kerk. Want ek bly 4 blokke van die kerk af en hulle weier om my te kom haal. Ek kan nie loop nie, pastoor, maar niemand is bereid om my te kom haal. Gaan dit net oor die geld. Hoe antwoord jy iemand wat dink alles oor wat die Here vra het te doen met geld? Is dit hoe die kerk lyk? Is dit as jy nie geld het nie, jy kan die kerk toe kom? Is dit 'n teken van die tyd dat alles oor geld draai? As jy hierdie soort radikale vertroue in God se goeie bedoelings teenoor ons het niks in gemeen met die populêre leer dat jy God moet vra vir 'n Cadillac of 'n groot dit of dat of 'n 6-syfer inkomste of ander materiale teken, dat jy 'n manier gevind het om voordeel te trek uit jou verbintenis met hom nie. As jy 'n ding vra wat gekoppel is aan die Here, dan dit beteken jy vra slim. Jy vra dit wat die Here kan doen. Wat wil sê in Timoteus 6:19? Hy sê maar die wat ryk wil wees, vol in versoeking en in 'n strik. En in baie dwaase en skadelike begeerte wat mense in vernieting en verderf verdink. Die liefde vir geld is die wortel van die soort kwaad, waarvoor sommige van hulle geloof en grimmigheid afgedwaal het en hulself en baie smart daaroor het. 1 Timoteus 6 vers 9. Wat is dit? Wat is dit? Die liefde vir geld. Die liefde om geldwaarde te weier die hele tyd. Ek sê, dit kos geld. Dit kos geld.
Maar soos jou huisgeld kos, so kos die kerkgeld. Daar's niks vandag wat sonder geld kan wees, maar die kerk het nie 'n liefde vir geld nie, dat alles oor geld gaan nie. Dit nie Jabes gebed, hy sê, ek kan elke dag vir Jabes bid, of ek kan nie elke dag die Jabes bid nie, want ek het 'n reputasie. Dat is my reputasie, my verootmoediging voor die Here. Matteus 6:7 sê, en wanneer julle bid, moenie enkele herhalings gebruik soos die heidene nie, want hulle dink, hulle sal gehoor word vir hulle vele woorde. Het gesê die woord van God, hy sê mense gebruik eie woorde elke dag voor die Here, en hulle dink dit sal die mense beïndruk, maar hy het nie gesê as jy die woord van God quoteer. Amen. Die doel van hierdie gedeelte vanmôre is om jou te help om staande te kan bly finansiëel, om staande te kan bly geloofs in die Here. Hy sê die volgende, geen mag en enige aard word nie deur God toegelaat. Geen krag bestaan in spesifieke woorde nie. Die Jabes gebed is nie 'n toerkuns nie, dis ook nie 'n toespreek nie, dis 'n woord uit God se woord uit. God, U kan, God, U sal. Geen moontlikheid, hy sê geen moontlikheid om God te dwing om te seën soos hy alleen besluit het. Dis 'n ja of dit is 'n nee. Kom aan kyk. Amen. Come on. God moves in a way that's mysterious. Anders kan ek vir God sê hy moet maak soos ek wil. Nee, hy doen nie. God werk met jou, hy werk met jou en hy werk met my en hy bring antwoorde net soos hy, nie eers soos ek en jy verwag het, kom die antwoorde van die Here. Kom ek gee vir u 'n voorbeeld. Ek is in 'n klerewinkel en ek wil denims koop vir my. Ek wil tight denims koop. Ek wil denims koop soos laas jaar se modelle. Ek lief. Ek sê ek wil slim neem. Terwyl ek daar staan, Slim fit, ja. Ek wil slim fit hê. Terwyl ek daar staan, sê die vrou vir my, as jy die vat, kry jy een verniet. Ek sê, my mag dit is fantastisch. Ek gee haar sommer 'n druk, ek sê, baie dankie. Ek vat nie 3 en ek gaan tot en ek betaal vir 2. En vir jou is dit niks nie. Maar jy sien, terwyl ek op pad is te sê, die Here, as daar skoene daar is, want ek weet die skoene. As daar skoene is op 'n goeie plek, op 'n baadjie, op 'n hemp, Here, wat ook al jy my vandag wil gee, ek is oop vir dit. Here, ek wil 'n watermeloen koop, maar hy moet nie lelik wees, lekker wees. Okay. Jy kan sien, julle weet hoe watermeloen te koop. Het jy gesien laas maar jy watermeloen koop, sê al jy vol wit lyne so, hy's nog nie ryp nie. Hallo! Jy kry een 100 wat reg is. Prys die Here, elke week so reg gekoop en is 100%. Ek het een gekry, dat nie 100% was. Dit was nie funny. God openbaar sy uiterlike oorsprong aan al sy seëninge. Daar's 'n oorsprong. 1 Kronieke 29:11-12, hy sê, U, o Here, is die goedheid, die krag van die heerlikheid, die oorwinning van die majesteit, want alles wat in die hemel en op die aarde is joune. Kan iemand net uitroep en sê, Halleluja! Woe! Jy dien God. Want alles wat in die hemel is en alles op die aarde is syne. So waarom wil ek gekoppel wees om nie die seun van God te vra om my op te lig, om my beter plek mee te sit, om my te gebruik vir 'n tyd soos nou? Why am I going to stay in the dungeon when I can be in the palace? Ja, pastor. Dit klink soos prosperity teaching. Hierdie het niks met prosperity in te laai nie.
het te doen met die hart van God vir sy kinders. Sê dit op bly stil, maar jy het nog nooit gebid dat die Here jou moet seën. Kom aan. Kom, sê die waarheid. Sê jy, ek het nog nooit so gebid in my lewe dat die Here my moet seën. Hoekom? Want ons is nederig as Suid-Afrikaanse mense. Ons praat nie oor onsself nie, ons loop nie rond en bewonder onsself nie, maar voor die troon van God sê hy, jou erkentlikheid aan wie ek is, openbaar myself in jou teenwoordigheid. Why? Because you are opening up something. But oor jou eie lewe, oor jou eie kinders, jou eie familie, jou eie kleinkinders, toe is op die oomblik, maar die mens wat jy dit oopbid, dan val die seën, come on, op die baard van Aaron, en val neer op sy klere, en loop oor tot op sy skoene. Waarom? Want dis die seën van die Here. The anointing of God is coupled to the blessing of God. Ja, dit is vreeslik om goed om nederig te wees. Ek sê vir jou as jare in die kerk. En toe ek die man se lewe lees, toe ek het hoor, toe sê, jy gaan iets in my gedagte oop, Here, jy breek die gees van armoede. Amen. Jy breek die gees van skape, wat rondwandel sonder 'n herder. Amen. Jy sit die lig aan, Here, dat die kerk kan sien. Dis die pad, wandel daarin. Die maak dit ook dat ek en ons met die 'n verhouding kan hê, 'n openlike verhouding kan hê. En sê, Here, dis U weer dat U ons wil seën. Amen. God is genadig. God is genadig. Ek sê God is genadig. Amen. En geniet om seëninge aan ander te gee. Amen. God loves blessing His people. Amen. Ja, maar pastoor, ek wil jou vertel. Nee, moenie vertel. Begin geloof te kry. Begin te bid. Jare terug kom daar 'n Jabes gebedboekie, Afrikaans, by ons huis. Dr. Isaac Burger, hy het geskryf, né? Wilkinson. Maar hy het gepreek. Was die eerste keer wat ek gehoor het hoe Jabes gebed. En die eerste keer toe ek hoor het, het ek so gesit. Dis ja, maar dit was vir Jabes. Dit was nie vir my nie. Ek het ook daar gesit en gesê, die seën van die Here, ons almal het die seën van die Here. Ons het. Maar wie gaan ons vra daarvoor? Nou as 1 Korintiërs 2 sê, wat jou ook nog nie gesien het nie, wat nog nie jou oor gehoor het nie, wat nog nie jou in jou hart opgekom het, die dinge wat God berei het vir sy kinders. Dan verwonder ek my oor wat die Here doen en die seën oor my. Ek vra, elke môre, elke aand as ek bid, elke dag en terwyl ek ry, sê Here, dat U seën oor my sal wees. Amen. Hy sê die volgende. Hy sê, moet nie mislei word by die liefdesbroeders. Elke goeie en elke volmaakte gawe kom van bo. Ek kom neer van die Vader van die ligte, met wie daar geen variasie of skaduwee van draai is nie. Jakobus 1:16 en 17. Die openbaring dat hy die uiterlike aan jou wil wys. God is genoeg, ek geniet hom.
Ek geniet sy seëninge. Ek geniet ander ook wat geseën word. Iemand kom na my en hy sê, die Here het my 'n kar gegee. Ek sê, prys die Here. En ek hardloop om te gaan sien wat is die kar wat vir hulle gegee is. En dis 'n kar, 'n gebruikte motor. Ek was net so bly vir hulle vir 'n gebruikte motor of vir 'n nuwe motor. Ek sê vir hulle, prys die Here het hulle geseën met 'n kar. So ek sê, wanneer ek en jy 'n waarde kom aansit en sê, o, die Here sê net groot dinge. Van die klein dinge. Hy sê in vers Deuteronomium 14:26. Hy gaan dan en hy sê, as jy daardie geld spandeer vir wat ook al jou hart begeer, vir osse, vir skape, vir wyn en so gelyke drank. Hy sê, vir wat al jou hart begeer, sal jy daar eet oor die Here jou God. En jy sal bly wees en jy sal jou huishouding, jy en jou huishouding sal bly wees oor wat? Oor die voorsiening van. Kom aan. Is daar enige mense wat goddelike voorsiening al gekry het, al beleef het? Hoor natuurlik, God just comes back en hy doen dit. En dit het jou opgewonde word, het dit jou sier gemaak, of het jou, wat het dit gedoen aan jou? Wat het jy blydskap gebring? Het jy verwondering gehad in die Here? Was jy opgewonde dat die Here dit gedoen het? Ja. Wat se tipe seëninge is daar? Kan ek klaar maak? Nog hier. Wat trek jy tyd nou? Eerst baie. Die eerste tipe seën is geen gemeenskaplike seën. Aan almal gratis gegee sonder enige voorwaardes. Seën van die Here. Gemik nie op iets nie, op dat nie, op dat nie. Skielik is daar 'n ensemble van seën. Ek brand om julle getuies en ek kan nie, dis nie myne nie. Koos, dit sal vir jou en David julle skoene afblens. En ek kan nie, dis nie my getuies nie. Maar jy onthou die Filemon. Onthou jy die Filemon? Hy praat van Genesis 1:28 en toe God hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermenigvuldig, vul die aarde en onderwerp dit, heers oor die visse en van die see, oor die voëls van die lug, oor elke lewende ding op die aarde wat beweeg. Vers 35. Maar met jou vyande lief jy moet doen, en leen en hoop op niks te ruil nie. En julle beloning sal groot wees, en julle sal seens van die Allerhoogste wees, want hy is vriendelik teenoor die ondankbare en die boosaardige. Lukas 6:35. Hallo. Kan ek lelik wees vir 2 minute? Kan ek? Kan ek lelik wees vir 2 minute? Nee, my vrou sê nie. Wil jy net toestemming om lelik wees net vir 2 minute? Sê jy 'n bietjie vir my. Jy kom in Musa se winkel. En jy sê vir Musa, ek soek iets vir jou. Het jy gesien hy het 'n boksie langs die til? En hy al 50 sent het gegee. Ja, wat is? Het jy al gesien? Sy munt na die aardse is nie klein geld.
Hy ry daai 7 reeks BMW wat 1,9 miljoen kos. En hy floreer reg oor hierdie plek, hy floreer. Kyk jy huise wat opgaan, meer vensters, meer stainless steel wat opgaan. En dan ry ek nou daar verby, ek sê julle nie, ek weet, jou God Jona, hoe kan jy sulke goed hê? Ek dit eerlik, ek gesê ek wil eerlik wees. Jy is op, maar jy gaan nie sê, hoe die hel kan hy dit bekos, waarheen kry hy dit nou? Maar wat jy vergeet het, toe God met Ismael en met waar is Isaac? Waar is Isaaks geslag hierso? Waar is die lachende geslag, Isaak geslag? Oh, waar is hulle? Prys die Here, waar is hulle? They gone. Want die stryd van die siel van die seun van die Here het 'n wandelings. Want wat jy nie kan glo is dat God kan nie teruggaan op sy woord nie. Hy het vir Abraham gesê, ek sal jou seun, sal ek wat seën. Almal wat in jou is gaan ek seën. Isaac? Noem sy naam. Noem sy naam. Ismael. So hy is ondank geseën in wie? Kerk. Word wakker. Sorry. Word wakker. Hoeveel meer sal die God van Israel jou wil seën, omdat jy hom vertrou? Jy glo in sy woord, jy glo in sy belofte, jy glo in die seun Jesus Christus, jy glo in die opstanding, jy glo in die regverdigheid van God. Hoe meer is daar vir die kind van God? Amen. Ek kan nie spraak en seën nie verstaan, want dit is so selfsugtig. En jy spraak nie met God oor jouself nie. Ek het groot geword met daai ere in hierdie kerk. Jou ou pastoor het jy vir hom gesê om te bid, die Here sê, hy sal vir jou uitjag en die Here sê, gaan raak ontslaaf van jou vlees. Dis hoekom ons sukkel vandag om God se woord te glo en te sê, Here, U wil my seën, maar U wil my seën op U eie standaard, op U eie weer, op U eie manier. Ek kan nie voorskriftig wees, Here, wat U kan doen, maar ek glo in die terrein, dat ek kan nie glo dat U is die God wat kan. Ek sê die ander ding, ek sê, al die ene is, ek sal my vijande lief hê, doen wat goed is, alleen. Oordank die Here dat hy goed. Hy sê, oordank die Here, want hy is goed. Want sy genade duur vir ewig, hy skryf dit ook, en aan alle vlees kos gee, want sy barmhartigheid duur vir ewig. Psalm 136, 21. Die tweede type seën van die Here is 'n barmhartigheid, 'n grace en 'n mercy seën, gegee op grond van God se barmhartigheid en genade aan diegene wat dit vra. Come on. Die vijfde is, die derde type seën is die bekeringseën. Nou word almal gespreek, halleluja. Gegee aan diegene wat aan die vereiste voldoen, geloof in Christus. Hy begin Handelinge 3 vers 26b, God wat sy dienaar Jesus opgewek het en hom gestuur het om te seën, deur elkeen van julle onreg af te keer. Come on, praise hom.
Romeine 4, 7 tot 8, hy sê, geseënd is die wie se wettelose dade vergewe is, en wie se sonde bedek is. Geseënd is die man, aan wie die Here nie sonde toeskryf nie. Prys sy naam. Geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus, wat ons met elke geestelike seën en die hemelse plekke in Christus geseën het. Efesiërs 1:3. En hy het hulle uitgehaal en gesê, Here, wat moet ek doen om gered te word? Toe hulle gesê, glo in die Here Jesus, en jy en jou huishoud gered sal word. Handelinge 16:30 tot 31. Die vierde tipe seën is die optrede seën. Hy sê die gegee aan diegene wat die openbaarste vereiste van gehoorsaamheid voldoen. Come on. Gehoorsaamheid aan wie? Aan die Gees van God. My vrou weet, bangmaak stories help nie by my. Koos in die kerk laat weet, bangmaak stories gaan nie by my werk nie. Persoon, as nie nou geld nie, praise the Lord, there will be money. But, dit is nie my kerk, dit is sy kerk. Halleluja. Dit is nie my huis, dit is sy huis. Maar elke môre, by ek my huis aan die Here toe en sê, Here, U is hoof van my huis. Ek is die hoof van die vrou, maar U is hoof van my huis. Jy sê, dat is te veel van ek, dat is te veel van ons. Come on. Ek sê, is te veel vlees. Hierdie goed word geestelik gesnap. Sit die Here eers te vra vir hom. Here, is die God wat kan. Is die God wat sal. Ek glo. Sien? Ons hou daarvan. Vyfde ene is, vyfde tipe seën is vergoeding seën. Gegee aan volgens julle goeie werke en daarna uitgedeel. Dit selfs na die dood is. Jou goeie werke kan voor God dan 'n telling hê al na jou dood. Hy het ook vir hom gesê, Lukas 14, 12-14, hy het ook vir hom gesê en hom genooi, wanneer jy 'n ete, 'n aandete gee, vra vir jou vriende, vir jou broers, vir jou familie, of ryk bure, familie, of ryk bure nie. Anders nooi hulle jou ook terug, en word terugbetaal. Maar as julle 'n fees hou, nooi dan die armes, die vermindes, die krepeles, die blindes, en julle sal geseën word, want hulle kan nie terugbetaal nie, want julle sal terugbetaal word by die opstanding van die regverdiges. Halleluja. Come on, let's have a party. Kom ons hou 'n partytjie. Maar moet nie my nooi nie, nooi hulle, wat jou nie kan nooi nie. Laat hy denk wat gebeur, en sit die hoender en die landbou en al die goed voor, vir al die mense wat nie vir jou kan teruggee nie. En dan skielik sê die Here, wow, ek sien iets anders. Ek sien 'n hart van mense wat my mense lief het. Dit vir ander. So ek wil die Here vra, sê Here, wil U my seën? Maar Here, wil U my seën dat ek ander ook kan aanraak? Wil U my seën, Here, dat ek iets vir iemand anders kan doen? Here, wil U my seën en my gebruik vir 'n tyd soos hierdie? Here, laat U seën op my kom, in die wonderlike naam van Jesus. En die gemeente van die Here Jesus het prys die Here. Prys die Here. Sê vir my, dink julle ek moet aangaan te praat oor die seën van die Here? Wie sê ja? Okay. Wie sê nee? Ons gaan praat daaroor tot die deurbraak kom vir elke huis.
So staan saam met my. Suster, sit hy vers vir my weer op asseblief. As hoop in die Here. Vanaand 5 wil ek praat oor 'n onderwerp wat sê, berei jouself voor vir God se verandering wat na jou huis toe kom. Wat na jou lewe toe kom. Berei jouself voor. Word attent. As verandering in die geesdimensie. Kom ek gee vir julle 2 tips. Tip nommer 1 is, jy gaan 'n bo-natuurlike nood hê om te bid. Amen. Ewe skielik, het gaan kom van nowhere af. Jy gaan net ewe skielik, gaan jy 'n geroepe kry om tyd met die Here te spandeer. It's not going to be taught, it's going to be caught in the spirit. Halleluja. Dan vir jy nie waarvan jy nou praat. Check vir 3 uur en 12 uur en 1 uur en nag, 4 uur die oggend, ewe skielik het jy wakker. Jy ren daar rond en jy kyk vir die dag, jy weet nie hoekom ek nou wakker nie. Begin net te bid. En jy sal sien môre jy afraak dieselfde tyd. Die Here begin die remnant. The ones in the daughters of God, the sons and the daughters of God, that can hear the voice of God and the timing of God. Jy gaan bo-natuurlike hart hê vir die verlodens daar buite. Skielik gaan met iemand met wie jy werk, jy gaan 'n hartklop hê vir hulle en jy gaan sê, hoor hierso, kom saam met my kerk. Kom saam met my na die huis van die Here. Jy gaan ewe skielik mense begin by mekaar maak. Jy gaan nie eens weet hoekom nie. But it's going to be the nature of the moment. Voor Jesus kom, gaan hy die bruid regmaak. En die bruid gaan 'n dienende bruid wees. Dit gaan nie 'n kom sit elke Sondag bruid en word vet op die dood nie. Dit gaan 'n bruid wees wat sê, Here, leer my iets niets, dat ek vir iemand anders kan gaan vertel. Ek het 10 boeke oor die oprigting van die huis van God. Ek gaan binnekort met verlof, maar sodra ek terugkom van verlof af, sal ons dan maandag-aande, sal ek mense by mekaar maak en lering kom gee hoe om jou eie groep, jou eie huis op te beur en mense in jou eie kring lering te gee oor wat God wil doen. Amen. Daar's jou vers. Daar's jou vers. Daar's jou vers. 1 Kronieke 4 vers 10. En Jabes, en die God wat Israel aangeroep het, gesê, as U, Here, my ryklik sal seën en my grondgebied vermeerder, en die hand met my sal wees. In ander woorde, dat Here, dat U met my sal wees. En U, Here, die onheil afweer, sodat geen smart tref nie, en God het laat kom wat hy begeer het. Nou is dit jou wees. Die gaan 1, 2, 3. En Jabes, die God van Israel aangeroep en gesê, as U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en U hand met my sal wees en die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie, en God het laat kom wat hy begeer het. Dubbel, pressel. Hy is die God van Israel. Hy is my Vader, hy is jou Vader, hy is my Here, hy is jou Here, hy is my God, hy is jou God. Ja, amen. En vanmorgen, Here, is daar niks wat U nie kan doen. Ons wil roep vir uitstaande wonderwerke, Here, wat nie al gebeur het nie, volgens ons. Dat Here, dat U sal ingryp. Mense se harte sal gryp. Mense se gebede sal antwoord, Here, bo natuurlik. Ons bid vir genesing waar genesing nodig het. Ons roep Here vir tyd om ingegryp te word in die naam van Jesus. Dink vanmôre aan Cassie. Ons dink vanmôre aan Jenny. Ons dink vanmôre aan Chris. Aan Chrissy. Ons dink vanmôre aan soveel, Here, wat U nodig het vir 'n wonderwerk nou in die naam van Jesus. En aan God, al die eer, al die lof, al die aanbidding in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Here.
Kan jy sit plek en neem vir 'n oomblik? Kan ek vra dat ons die livestream sny nou asseblief? We greet you in the wonderful name of Jesus. Amen and amen. Dankie.